Halleluja. Nou ons is nog besig met die woord en ons het verklaar oor ons lewe dat daar was verliese. Wie van u het verliese in 2025 beleef? Verlies in finansies, verlies in dinge wat ewe skielik van jou geroof gesteel was, of ewe skielik net 'n verlies van visie, 'n verlies van waar die families nie saamstem soos wat hulle moet saamstem nie, iets wat jou uit die vreugde uit wou hê. Nou, u en ek moet vanmôre besef dat dit die vreugde van die Here is, dit moet ons beskutting wees. Die vreugde van die Here kom vanmôre en hy maak wakker die woord wat in my lewe is. En ek het nodig om met die Here te ontmoet voordat ek my dag ingaan. Halleluja. Hierdie dan nou die eerste dag van die week. Wat met die eerste gebeur bepaal die uitkoms van die res. En net voor 'n kruiskyker of twee moontlik wonder of ons besig is om vooruit te hardloop en die hele Januarie boodskap te preek, wil ek vir sê nee, daar is 'n manier hoe ek kan weet hoe hierdie week vir u gaan uitdraai. U het vanmôre die gesag om te kan staan op die beginsel. Hierdie is nie vanmôre net 'n woord wat bedien word, wat in 'n wettiese vorm aan u gebring word nie. Nee, hierdie is die woord van God. Hierdie is die woord waarop ons staan. Dieselfde woord wat kan maak dat 'n liggaam genees, 'n dooie uit die graf uit kan opstaan. Gee die Here vanmôre in ons hande om te sê dat jy mag moontlik 'n moeilike week in die gesig staar, maar hy's reeds daar. O, jy het nodig om te weet, hy is die alfa en die omega, hy is die begin en hy is die einde, hy is die een wat vooruit gaan en hy kom en hy sê, omdat hy reeds daar is, hoe is hy daar? Omdat hy nie beperk word deur tyd, dag, datum nie. En hy gee vir ons hierdie beginsel om te sê, wat met die eerste gebeur, bepaal die uitkoms van die res. So ons is besig om te praat oor hoe ons alles herstel en hoe ons alles inwin en hoe die Here gaan maak dat ons by hierdie plek is, dat hy vir ons nie net gaan in staat stel om alles te kan doen nie, maar hierdie jaar gaan jy sterk eindig. Jy gaan 2025 sterk eindig. Hoekom? Want jy gaan 2026 begin soos jy 2025 gaan eindig. So, jy mag moontlik nog deur 'n proses van rou gaan, maar jou hoop is in die Here. Jy mag moontlik nog deur 'n proses gaan van, ja, ek is besig om dinge geherstel te sien, aan my lewe kom, maar dis nog nie alles daar nie. Nee, jou hoop is in die Here. Hierdie is nie wensdenkery nie, hierdie is nie positiewe verklaringe nie, hierdie is die woord van die Here. En ek herinner vanmôre ons wat hier in die huis sit, herinner ons God aan sy woord, want die woord sê dat ons moenie ophou nie. Omdat die Here vergeetagtig is, nee, omdat wanneer ek die woord herhaal, dan word daar geloof in my hart geskep. En ek is 'n profetiese uitspraak en jy moet gebeur. En ek is 'n profetiese uitspraak, 'n profetiese woord en u moet gebeur. Niks gaan dit wat tans teen u kom, gaan u nie terughou van dit wat die Here wil hê na vore moet kom nie. Jy gaan deurbreek uit elke greep van beperking. Wat is ek besig om te doen? Ek is besig om die woord oor jou te verklaar, sodat wanneer daai beperking oor jou kom, of hy nou in die vorm kom van 'n gees van depressie, of hy kom moontlik in 'n vorm van waar familie dinge net verkeerd gaan, en jy dink hierdie is die einde. Ek is vanmôre hier om vir jou te sê, dis nie hoe jou storie eindig nie. Jy's 'n profetiese woord en jy moet gebeur. Genesis 1, ek hou altyd daarvan om in die begin te begin, en hierdie sê nie vanmôre dat ons in die einde van die boek gaan eindig nie, maar het sê daar in Genesis 1 vers 1, in die begin het God die hemel en die aarde geskape, en die aarde was woes en die aarde was leeg. Kom ons kyk hoe wakker jy vanmôre is, sê saam met my, die aarde was woes en die aarde was leeg. Moet nou nie aan jou broodblik dink nie, die Here is besig om vir jou 'n vars brood vanmôre te gee. Die aarde was woes en die aarde was leeg. En duisternis was op die wêreldvloed, en dit sê daar, en die gees van God het gesweef op die waters. En party vertalings kom en sê, en omdat ons praat oor jy 'n profetiese woord is en jy moet gebeur, dat party mense het die gedagte dat die gees van die Here was vaardig oor die waters soos 'n hen op haar eiers
gedroom oor wat die aarde sou wees. Die Gees van God was vaardig op die aarde. Die ou Hebreëse gedagte sê dat dit was die Gees van God wat op die gesig van die aarde was, en God kyk in die toekoms in, omdat hy tyd is, en hy nie beperk word deur dag, datum en uur nie, kyk in die tyd in, en weet presies hoe die dag sou lyk, waar ons vandag sou insit, en dis in daardie oomblik, wat hy spreek en sê, laat daar lig wees. Hy kyk in 2025 in. Hy het verbygekyk oor al die rampe wat die wêreld sou beleef voor hierdie dag. En hy kyk in en hy sien hoe onstuimig mense se lewens sou wees. Hoeveel storms daar natuurlik sou wees, maar ook hoeveel geestelike storms. Hy sien hoe dwelmmisbruik aan die orde van die dag sou wees. Hy sien hoe families aangeval sou word, en daar sommige sou wees wat staan en ander wat sou besluit om eerder 'n ander keuse te maak. Hy sien hoe jong kinders besig is om hulle hande in hulle eie lewens te sit. Hy sien hoe tieners in 2025 sien hy hoe tieners hulle self sny. Is dinge wat gebeur, maar ons wil nie van dit in die kerk praat nie. Hy sien dit, hy sien dit voor die begin van tyd, sien hy dit terwyl hy oor die aarde swewe, en hy sien nie net die ongeluk nie, hy sien ook al die ander mooi dinge. En hy kies om 'n woord te spreek. Sien hy sien elkeen van ons, en ek was hier in hierdie woord voordat ons hier in hierdie plek was. Ek gaan vir u weer sê sodat u kan verstaan, u is 'n profetiese woord en jy moet na vore kom. Wat beteken dit? Is dit net wanneer die profeet vir my gesê, die persoon vir my gesê het, ek voel die Here sê dit? Nee, daar's soveel meer beloftes wat u en ek nog moet ontdek. Daar's 'n profetiese woord in jou eie mond, waar jy kom en jy soek die woord van die Here en jy begin te profeteer, maar daar's ook woorde, wat oor jou lewe gespreek is, en hulle moet nog in vervulling kom, maar bo alles is die grootste opdrag, die grootste profetiese woord oor ons lewe is dat ons moet siele wen en disippels maak. Ek's 'n profetiese woord en ek moet gebeur. En hy kyk in tyd in. Hy begin te sien hoe die wêreld sou wees en wat ons sou nodig hê. Hy begin te kyk hoe ons deur die lewe sou gaan en dit wat sou gebeur, elkeen van ons en ons as 'n geheel. Hy kyk na al hierdie dinge, en in daardie oomblik sien hy dat die enigste oplossing wat die wêreld kan red uit dit wat dit sou deurgaan, sou Christus wees. En in daardie oomblik, sien ons dink aan lig, en ons dink dat dit net die son is wat in vervulling gespreek is nie. In daardie oomblik begin hy 'n woord te vorm, en ek wil myself moontlik die geleentheid gee om net te dink hoe die Here, ek dink die Here is maar so dramaties soos wat ek is. En ek daar's hierdie opgewondenheid wat hy sê dat hy die antwoord. Kom, wie van u het al 'n vraag gehoor en jy het die antwoord en jy weet jy is nie verkeerd nie? Party van u was sommer nou opgespring het. En wat sommer 'n baie breedvoerige vraag. Maar jy weet. En daar is hierdie opgewondenheid. En hy begin hierdie woord te spreek, en hy begin te sê, laat daar lig wees. In sy mond, vanuit sy mond van sy begeerte en hart en dit wat hy sou sien. Daarom is dit belangrik dat ek en u nie sal wandel deur aanskouing nie. Ons is 'n profetiese woord en ons moet gebeur. Ek hardloop volgens wat God vir my gesê het. Dis nie wat ek ervaar nie, maar dis wat ek aanvaar. Daarom kom ek nie en ek sê dat die feit is nie vanmôre die feit nie. Nee, ek weet dat die geveg is teen die feit sodat die woord kan waar word. Hy kom en hy sê, laat daar lig wees. En dan is daar 'n party wat nou die woord bietjie beter ken as wat ek ken, en dan kom hulle en hulle sê dat in daardie oomblik was dit gewees dat Christus gekruisig was. Voor die grondlegging. Kom, het jy al die skrif gehoor?
dat hy gekruisig was voor die grondlegging van die aarde. Laat ek vir u vanmôre sê dat sonde het nie God omkant gevang nie. Die feit dat Adam en Eva ons uit die tuin geëet het nie God omkant gevang nie. Hy het al reeds in plek gesit. Hy het die lig in plek gesit, hy het die woord in plek gesit, hy het alles wat u en ek vanmôre nodig het om te wees, wat hy ons geskape het om te wees, het hy reeds in plek gesit. Sê vir die persoon langs jou, sê ek het dit. Sê vir die persoon wat nou net so vrymoedig was om vir jou te sê, hulle het dit, sê, jong, ek weet, ek's gebore met dit. Jong, iemand anders, moet net iemand op die skouer tik en net so op hulle skouer sê en sê, ek kan ook nie help nie. Halleluja. So sien ons en wanneer dit kom by Johannes 1, sien ons, praat vanmôre oor, jy en ek is 'n profetiese woord en ons moet gebeur en sê daar in Johannes 1 vers 1, saam met Genesis 1 vers 1, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. En hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe en die lewe was die lig van die mens. Die lig skyn in die duisternis, die woord van God, Christus, die oplossing vir elke probleem. U en ek wat die woord glo, ons skyn in die duisternis. En die duisternis het dit nie oorweldig nie. Sien, daar's 'n woord, as u kan net vanmôre uit die donker uitkom waar u moontlik staan van wonder, dan sal u in 'n plek instap waar u weer nuwe hoop in God se in geloof in God kry, sodat jy gaan sien hoe hierdie woord vir jou gaan waar word. Want hierdie profetiese woord vanmôre is 'n manier wat ek nie net kom en ek sê, Here, dis nou wat u gesê het en dit het baie goed geklink nie. Wie van u voel altyd goed wanneer jy goeie dinge van jou hoor wat die Here van jou sê? Sien, 'n profetiese woord is baie meer as die karre en die huise. Ons hou van daai woorde. Profetiese woord is van wat ons geroep is om te doen. Nie net die posisie wat ons geroep is om te beklee nie, nee, die funksie wat die Here wil hê ons moet verrig. Die vyand kom val jou juist daarin aan. Ek het verlede Sondag toe sê ek by die hoteldiens by Adassa Campus. Toe ek nou net Adassa noem, toe kom ek agter ek het nog geen afkondigings gedoen nie, maar vanmôre gaan ons nie alles kan inpas nie. Ek wil wel vir u sê, moet asseblief nie donderdag aand mis nie, anders dan gaan Pastor Lanzel, en hierdie sê ek nou sommer op kruis kyk ook, gaan Pastor Lanzel my nie, dit laat ons sien nie, donderdag aand, al die selle by mekaar. Ek sê toe verlede Sondag, by die Adassa Campus, dat u en ek het nodig om die intelligensie, wat die vyand, die duiwel na ons toe bring, wanneer omstandighede en dinge verkeerd gaan, het ons nodig om die intelligensie. Ek praat nie van die intelligensie nie. Ek praat van die inligting. Kom, die van u wat CSI en al die programme, die intelligensie, die inligting. So partykeer is ons so in ons probleem opgesweep. Daar's reeds 'n oplossing, dis lig, dis Christus is die oplossing. Maar ons is so besig om ons probleme self te probeer uitsorteer, dat ons nie die intelligensie, ons sien nie die bewys nie. Ons vat nie die inligting wat die vyand na ons toe aanbring nie. Jy word aangeval in jou familie, jy word aangeval in jou finansies, jy word aangeval in jou besigheid. Die intelligensie is dat die vyand weet iets wat u en ek nie besef nie. Hy kom en val jou nie aan waar jy is nie. Hy val jou aan om te weerhou dat u en ek sou gaan waartoe ons op pad is. Hoekom word jou finansies aangeval? Want hy wat God is, het jou geroep as 'n eindtyd finansierder. Duiwel gaan jou nou op 'n ander plek om aanval nie. Jy is geroep, as gesin is jy geroep om 'n modelfamilie te wees, sodat u kan geprys word, nee, sodat ons in die aarde die droom van God kan bevestig. Hoekom dink jy is jou familie onder die aanval?
Begin die intelligensie, begin die inligting te vat. Begin te kyk in steede van om te sê, "Wow, hierdie is 'n probleem waarmee ek sit en ek gaan nou maar onder gaan kloek en daar gaan die ou parrytjie wat in die melkkan geval het. Die roomkan. Of jy begin die woord te werk. Jy begin te sê, ek sien jou. My oë is gefokus op Christus. Duiwel, ek is nie onbewus van jou taktieke nie. Jy kan niks doen nie. Jy kan slegs net herhaal wat jy voorheen gedoen het. So ek sien hoe jy herhaaldelik die tyd van die jaar wil jy my mismoedig kry, sodat ek 'n woord laat los wat uit my mond moet gaan, sodat ek dood sal spreek oor my volgende jaar wat gaan kom, maar hierdie jaar gaan dit nie so wees nie. Nee, ek gaan nie so opgesweep word in my emosie, dat ek gaan 'n vloek oor myself bring nie. Nee, ek gaan begin sê dat ek is wat die woord, ek gaan begin sê dat ek gaan deurbreek. Ek gaan nie vanmôre uitmekaar val, my familie gaan nie ondergaan nie, ons gaan oorgaan, ons gaan deurbreek. Hierdie is nie net vanmôre positiewe affirmasies nie, hier is die woord van God, dieselfde krag, nie dieselfde gees nie, nie dieselfde gees wat Christus uit die dood uit opgewek het nie, maar dieselfde krag in God se mond, toe hy sy woord spreek en daar was lig, daai selfde krag is vanmôre in my en u se mond. En daarom het ons nodig om die woord te spreek. Wanneer julle kan regkry, ons moet die woord spreek. Daarom nie net soos wat dit wil nie. Ag, Gods water oor Gods akker, nee. Die woord van God. En ek is 'n profetiese woord en ons moet gebeur. Ek roep u na vore. Wanneer ek by 'n plek kom en ek sien dat hierdie woord wat oor my lewe gespreek is, gaan op 'n sekere manier aangeval word. U is nie wat die mense sê is nie, jy is wat God sê is. U is nie tans wat die omstandighede sê is nie. Jy is wat God sê is. U het vanmôre wat u nodig het. Jaco, jy weet nie waarvan jy praat nie. Ek het nie vanmôre daai geld wat ek nodig het om hierdie besigheid te begin nie. God is jou voorsiener. Laat toe dat die Here jou ontmoet waar jy vanmôre is. Sien, baie kere dan fokus ons so op ons gebroke stories, dat ons vergeet dat God spesialiseer om die gebrokenis van hart heel te maak. Hy begin sy bediening deur te verklaar hoe sy bediening sou lyk. En hy maak 'n verklaring dat terwyl hy profetiese woord herhaal van die verlede, haal hy 'n profetiese woord uit deur te sê dat die salwing van die Here is op my. En hy begin te verklaar. En hy eindig deur te sê dat vandag het hierdie woord in julle ore in vervulling gekom. Sy eerste wonderwerk wat hy doen is die beginsel van die eerste, kom hy en hy verander water in wyn. En wat baie van u seker ook al probeer het. Maar meer is net die wonderwerk waar water in wyn verander word. Hy kom en hy verklaar dat die bediening wat hy sou hê, die bediening wat gespreek is in Genesis 1, die bediening wat hy sou hê, sou een wees waar hoop deur verdrukking vloei. Sien maar, jy sou later kyk in die tuin van Eden. Is daar 'n rivier met die naam van Pison. Dink hulle sê dis in die suidekant gewees en hierdie rivier was gevul met kosbare edelgesteentes. Die rivier op die oog af het 'n rooi kleur gehad. Wanneer jy kyk na waar die rivier was, is hy in die vallei van Havilah. As jy die Hebreëse woorde sou gaan bestudeer, en ek praat van u en ek wat 'n profetiese woord is en ons moet geweer. Wanneer jy die profetiese woorde gaan of die Hebreëse woorde gaan bestudeer, dan sou jy sien dat die rivier Pison beteken hoop. Die naam van die area waarin hierdie rivier is, Havilah, beteken verdrukking.
En so reg deur die woord, onthou, die kinders van Israel het nie die woord gehad soos ons om vandag het nie, maar hulle het net die eerste 5 boeke gehad. En so moes die kinders van die Here herinner word, deur van Genesis af, reg deur moes hulle herinner word, dat wanneer jy kom en jy sien, dat daar's 'n rooi see, of daar's water wat rooi is, of moontlike wyn, dat hierdie is wie Christus is, en opdaag in jou situasie, waar hoop deur verdrukking vloei. Ek wat sê jy? Ek sê dat hier aan die einde van 2025, skep hoop. Skep nuwe geloof deur om die woord van God in jou hart wakker te maak. Dat ons by 'n plek sal kan kom, dat hierdie is sy verklaring, die salwing van die Here wat op hom is, en hy gee aan ons die vermoë om vanmôre daardie salwing te ervaar, sodat hy in jou gebroke storie instap. En genesing mag ervaar in die manier wat jy dit nodig het. Is daar iets te groot vir ons God om te kan doen? Nee. Sien, daarom het ek nodig om by 'n oggend soos hierdie te kom, waar 'n week verby is, maar ek sê vir myself, daar's vars genade oor my lewe, en dit breek oor my lewe los. Waar ons vanmôre hier sit, soos wat hierdie familie vanmôre na die doopwater toe kom, het u as 'n familie nodig om te sê, was my met u genade, Here. Was my met u genade, Here. Sit afstand tussen wat was, wat is en nog kom. Sit agter my wat was. Was my vanmôre. Sien, ek kan nie met die hopeloosheid wat u mee gekonfronteer was in 2025 en ek kyk oor hierdie gehoor en ek sien verhale, ek sien stories, ek sien getuies, ek sien mense wat deur donker dieptes, u weet nie die hoeveelheid mense wat hier vanmôre sit wat of kinders verloor het of amper jongelinge aan die dood afgestaan het nie. Eie lewens wat ewe skielik in hulle liggame aangeval was. Maar wat het jou behoue gehou en wat hou jou staande? Jy's 'n profetiese woord. God het gekies om jou in vervulling, my in vervulling te spreek. En jy gaan gebeur. Is nie 'n ongeluk wat wag om te gebeur nie. Jy's God se woord wat wag om te manifesteer. Jy en jou huis, julle gaan die Here dien. Dinge gaan nie langer meer net gaan soos wat dit wil nie. Hier sit getuies van mense wat onder groot aanval is. Ek sê nie vanmôre was nie. Ek sê is. Maar God is in beheer. Mag ons harte vanmôre saam met Wynand hulle wees. Hulle twee gaan deur die doopwater gaan en 'n paar van u sê dankie Here, ek klim nie in hierdie koue water in vandag nie. Maar mag dit 'n manifestasie van een en elkeen van ons wees. En daar's van u wat kan nader staan met familie en as u wil so nader kom, omdat ons nie gewoonlik dit deel maak van die diens in self, en ek glo hier's vanmôre 'n profetiese aksie wat die Here wil hê ons saam mee moet vloei. As u vanmôre in hierdie plek sit, u's ingeskakel, jy's hier en jy sê ek het my lewe, my liggaam, my familie, ons het 'n vars kans nodig. Staan vanmôre saam met my op. Gaan ons hulle saam doen.
Kom ons bid net saam. Vader, ons dankie waar hierdie profetiese aksie vanmôre vir elkeen van ons is, ook waar ons was en gewas word, Here. Kan ons vanmôre kom en sê, Here, dat vir Wynand en Chanel bring ons na U toe, en ons dankie dat ons hulle kan vanmôre doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En hulle mag opstaan as nuwe mense. Die ou verby, ons oud verby, Here. Here, ons dankie dat hierdie gee vir ons vars hoop, vars genade op ons lewens. Ons hulle is 'n profetiese woord en ons moet gebeur in die naam van Jesus. U wat in hierdie plek vanmôre is, jy steek jou hande vanmôre op en sê, ek het vanmôre 'n vars krag, 'n vars kans oor my lewe nodig. Sê vanmôre, Here, was my met die kosbare bloed, en met die Gees. Ons dankie vanmôre, Here. Ons loof U, Here. Ons loof U vanmôre, Here. Here, ons dankie dat dit wat agter ons is, Here, dit gaan nie vanmôre gevange hou, dit wat voor ons is nie. In die naam van Jesus. As U vanmôre hier is en U is in die plek en U het gebed nodig, stap na vore, kom na vore, voordat ons hierdie diens afsluit. Terwyl U dit doen, kom ons gee die Here nog so 'n lekker prysoffer vir twee nuwe mense wat ons vanmôre onsself weer moet aan voorstel. Halleluja. Dis mense wat uitkom, bedieningsspan. Kom ons bid vir hulle. Hy doen 'n nuwe ding. Absoluut 'n nuwe ding. Hy doen 'n nuwe ding. Want my God is 'n God van nuwe dinge. Nuwe dinge. Hy is 'n God van nuwe dinge. Hy doen 'n nuwe ding oor jou lewe. 'n Vars werk in jou werk. 'n Vars werking in jou besigheid. Vars werk in jou liggaam. In die naam van Jesus. Nuwe dinge. Daar's niks onmoontlik by die Here nie. Absoluut vars. Absoluut nuut. Kom ons sing dit saam. Hy doen 'n nuwe ding. Hy maak alles nuut. Nuwe dinge. Gewel, wie sou vra vir my toe kom afsluit asseblief. Nooi vanaand iemand na ons 6 uur aanddiens. Gaan gevul met krag wees. Halleluja. Onze groot en almagtige God, Here. Here, ons kom vanoggend hier U seun Jesus wat U gekruisig het en geoffer het vir ons, my God Vader, Here, op die kruis van Golgotha, Here. Here, ons kom dankie vanoggend, my God, vir die mooie families wat vanoggend opgetrek het na U huis toe vanoggend, Here, na ons huis toe, my God, Here. Here, om U te eerbiedig, my God Vader, om U te prys, my God Vader, Here, en om U naam groot te maak vanoggend, my God, Here. Here, help ons vanoggend, Here, help ons hierdie week, my God Vader, Here, dat ons U reg gaan verteenwoordig, my God, Here. Here, help ons as ons hier die plek van aanbidding verlaat vanoggend, Here. Here, dat ons, my God Vader, Here,
ons diensplig sal opneem, my God Vader, Here, om 'n lig te wees vir die wêreld, my God, Here, om 'n lig te wees, my God Vader, in die strate waar ons woon, my God Vader, Here, om 'n lig te wees vir diegene, my God Vader, in ons werkplekke, my God Vader, Here, in die winkelsentrums, my God Vader, Here. En daarom kom dank ons U, my God, vir U nuwe krag, my God, Here, die krag van U, my God, Here, en die genade van U, my God, Here, wat elke dag net beter en beter is, my God, Here. Wees saam met die families, my God Vader, Here, in Jesus naam, amen.